Hoofnuus vanaand, die omstrede sakeman Brown Mogotsi oorleef 'n beweerde sluipmoordaanval. Voorbereidings vir die G20 leiersberaad in Gauteng is goed op dreef. En die Protea vroue kry 'n helde ontvangs met hul tuiskoms na die IKR Wêreldbeker toernooi. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die polisie ondersoek 'n saak van poging tot moord nadat 'n motor waarin die omstrede sakeman Brown Mogotsi gery het, na bewering aangeval is in Vosloorus aan die Oosrand. Mogotsi was die afgelope weke voortdurend in die nuus na aantuigings van betrokkenheid in korrupsie en polisie-inmenging. Volgens die polisie het Mogotsi nog nie die voorval aangemeld nie, maar sê dat dit ongeag ondersoek word. Aanvallers het na bewering net na 10:00 gisterand losgebrand op 'n rooi motor waarin Mogotsi gery het. 11 koels het die motor getref. 'n Getuie wat nie geïdentifiseer word nie, het Mogotsi op die toneel gesien. When we arrived, we found Mr. Brown Mogotsi on the scene, and we interviewed him. He alleges that there was a white bakkie that was following him and then started shooting at his vehicle. Geen beserings is aangemeld nie en bloed is nie opgemerk in die motor vol koelgate nie. We are investigating a case of attempted murder. We did try get a statement from Mr. Brown Mogotsi yesterday already, and encouraged him to open a case. He refused at that time, citing that he was fearing for his life. Mogotsi het nog nie 'n amptelike verklaring by die polisie afgelewer nie. Vrae ontstaan of die aanval eg of nageboots is. He is not answering the phone. We are still waiting for him to present himself at this particular station so that we can take down his statement. Mogotsi se naam is herhaaldelik genoem in die Madlanga Kommissie oor korrupsie en misdadigheid in die polisie en vir die ad hoc komitee wat polisiekorrupsie ondersoek. Die minister van polisie op verpligte verlof, Senzo Mkhunu, het eers ontken dat hy Mogotsi ken, waarna hy hom later as 'n kameraad bestempel het. Daar is 'n verwagting dat Mogotsi voor die kommissie gaan getuig. From what I understand, he is safe and is unharmed. So that is as far as I know, and obviously the Commission is concerned about his safety and this incident. Die polisie het verlede maand 'n klopjag uitgevoer by Mogotsi se huis en sê hulle is op soek na hom as deel van hulle ondersoek. Die Madlanga Kommissie het gehoor dat 'n sersant wat onder die beheer van die nou geskoorste adjunk nasionale kommissaris vir misdaadopsporing, luitenant-generaal Shadrack Sibiya was, op kringtelevisie gesien is by die woning van Katiso Katie Molefe. Die besoek was minder as 10 dae voor Molefe se inhegtenisneming op 6 Desember 2024. Die inligting het aan die lig gekom tydens die getuienis van die polisie se intelligensiehoof, luitenant-generaal Dumisani Khumalo. Khumalo het na die getuiebak teruggekeer nadat hy vroeër siek geword het en nie sy getuienis kon voltooi nie. Hy het getuig dat sergeant F.W. Nkosi enkele dae voor Molefe se inhegtenisneming by Molefe se huis was. Sergeant F.W. Nkosi is van die misdaadopsporingseenheid wat onder luitenant-generaal Shadrack Sibiya val. We noticed that when he was arriving, he did not have any bag with. So now this second video is showing, okay, maybe standing there, it's him and Mr. Katiso Molefe. Khumalo kon nie die inhoud van die sak bevestig nie. We're still trying to get the systems that will make us be able to see behind bags, the scanners through the system. But using our own analytical minds, we can see that he's carrying something that is not that heavy, but it's of value.
Die kommissie het ook gehoor dat Nkosi met 'n amptelike polisievoertuig gery het wat nie 'n opsporingsstelsel gehad het nie. Dieselfde BMW voertuig is by Sibiya se huis gevind tydens die klopjag wat verlede maand uitgevoer is. Die Arbeidshof in Johannesburg het uitspraak voorbehou in die saak tussen die hoof van Gauteng se Departement van Gesondheid, Lesiba Malotana, en die Gauteng se premier, Panyaza Lesufi. Lesufi het Malotana vroeër voorlopig geskort nadat die spesiale ondersoekeenheid 'n leefstyl-audit gedoen het wat Malotana impliseer as 'n hoë risiko geval. Malotana beweer dat sy skorsing onwettig was. Die polisie se teenbende-eenheid het bevestig dat 1 man in hegtenis geneem is in verband met die verbyryskietery Saterdag in Reigerpark aan die Oosrand. 6 mense, onder wie 3 vroue, is dood en 3 beseer toe aanvallers in 2 motors willekeurig op mense losgebrand het. Die 23-jarige verdagte sal na verwagting môre in die Boksburg Landdroshof verskyn. The acting provincial commissioner of the police in Gauteng, Major General Fred Kekana, has welcomed the arrest of a 23-year-old man suspected to be involved in the drive-by mass shooting incident that occurred in Reiger Park this past Saturday. The suspect was arrested on the night of the 3rd of November following investigations conducted by anti-gang unit. He is expected to appear before Boksburg Magistrates Court on the 5th of November 2025. Nog 3 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met verlede maand se massa-skietvoorval in Westbury, Johannesburg. 2 tieners is doodgeskiet en 5 ander gewond. Die getal verdagtes wat sedert die voorval in hegtenis geneem is, staan nou op 5. Die jongste verdagtes is tussen 17 en 20 jaar oud. Die 17-jarige verdagte is deur sy ouers aan die polisie oorhandig. Gauteng's anti-gang unit has arrested the remaining 3 suspects linked to the Westbury double murder and 5 counts of attempted murder. The trio, aged between 17 and 20, were brought to the police by their parents and lawyers on 4 November 2025. The 17-year-old has been taken to a place of safety as per the Child Justice Act, while the 19 and 20-year-olds are in custody. They will join the first 2 accused before the Johannesburg Magistrate Court on 6 November 2025, facing charges of double murder and 5 counts of attempted murder. Die verkiesingskommissie stel wysigings aan die kieswet voor wat hy glo betyds deurgevoer kan word vir die plaaslike verkiesing tussen November volgende jaar en Januarie 2027. Die kommissie sal na verwagting die wysigings oor 2 weke aan die parlement voorstel. Die beperking van kieslysbesware na 'n beperkte tydperk word voorgestel. Outomatiese deregistrasie van politieke partye in sekere gevalle word ook aanbeveel. Dit sou geld vir 'n party sonder verteenwoordiging in 'n wetgewer op munisipale, provinsiale of nasionale vlak en wat sy voortgesette bestaan nie amptelik bevestig het nie. Lydens die wysigings sal slegs politieke partye wat geregistreer is wanneer die verkiesing uitgeroep word, kandidaate mag benoem. Een 4de verdagte is in hegtenis geneem in verband met die beweerde versekeringsverwante moorde in Limpopo. Die 54-jarige verdagte sal saam met die voormalige polisie-sersant Rachel Kutumela, haar suster Anna Shokane en haar dogter Florane in die beskuldigde bank inskuif. Die verdagtes word daarvan beskuldig dat hulle 9 mense vermoor het en sowat 10 miljoen rand se versekeringsuitbetalings ontvang het. Die beskuldigdes staan tereg op 32 aanklagte, insluitend moord, regsveruideling, bedrog en geldwasery. Die Hooggeregshof in Polokwane, Limpopo, het die misdaadtoneel op die Varkplaas onverwags besoek, waar 2 vroue in Augustus verlede jaar doodgeskiet is.
Nog 'n man is tydens die voorval gewond. Die verdediging, advokaat Venter, het die besoek aangevra om duidelikheid te kry oor die beskuldigdes se posisies op die aand van die voorval. Die oorledenes Maria Magato en Kudzai Ndlovu se liggame is na die voorval glo versteek in die varkhok. Nigerië se militêre optrede deur Amerika in die land sal 'n skending van die internasionale orde wees. Dit volg na dreigemente oor militêre ingryping deur die president van die VSA, Donald Trump, na beweerde vervolging van Christene deur militantes in die noorde van die land. Nigerië ontken die beweringe en sê enige hulp in die land se stryd teen die jihadiste groep Boko Haram word verwelkom mits sy territoriale integriteit gerespekteer word. Hongersnood het na nog 2 streke in Sudan versprei. Dit sluit die stad El Fasher in Noord-Darfur in, wat verlede week deur die paramilitêre RSF magte verower is. Volgens die Verenigde Nasies se moniteringsagentskap vir voedselnood kom hongersnood reeds in Kadugli in Suid-Kordofan voor. Die voortslepende oorlog in die gebied veroorsaak dat voedselhulp nie na die 10.000 mense wat dit benodig versprei kan word nie. Die agentskap waarsku dat nog 20 gebiede binne die volgende 3 maande in hongersnood kan verval. Terwyl inwoners van New York stem vir 'n nuwe burgemeester, sê die vermoedelike voorloper dat hy hom nie steur aan president Donald Trump se dreigemente nie. Die 34-jarige demokraat Zoran Mamdani stoei sake uit teen die 71-jarige republikein Curtis Sliwa en die voormalige New York gouverneur Andrew Cuomo. Trump dreig om New York se federale befondsing terug te hou indien die sosialistiese Mamdani wen. Mamdani het voor die verkiesing 'n stewige maar kwynende voorsprong gehad in meningspelings. Bly ingeskakel vir nuus oor die G20-beraad en die sake nuus net hierna. Voorbereidings vir die G20-leiersberaad in Gauteng vorder goed. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, het inwoners verseker die provinsie is gereed om die beraad later die maand aan te bied. Die G20-beraad bring die wêreld se 19 grootste ekonomieë saam met die Europese Unie en die Afrika-Unie bymekaar om globale, ekonomiese en finansiële beleide te bespreek. Volgens Lesufi word die provinsiale begroting herprioritiseer om 'n suksesvolle geleentheid te verseker. We have redirected our budget on service delivery, which is a normal process. For example, the Department of Roads in our province, we had to give them, how much did we give you, Gideon? 150 million. We had to give them additional 150 million to fix the street lights, to fix the traffic lights, and to fix potholes on main roads. And that's what municipalities did from their own budget. Okay, so we redirected. We didn't get new money either from national and other. The budget that we had, we redirected. I always tell people, Gauteng does not have problem of money, we have problem of using money. I mean, last year we returned almost 1.8 billion. Die Suid-Afrikaanse Kajuitbemanningsvereniging, oftewel SAKA, sal die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie, of KBVA, nader om 'n stakingssertifikaat te bekom nadat loononderhandelings by FlySAF-A 'n dooiepunt bereik het. SAKA sê hulle was bereid om die voorgestelde 4-jaar ooreenkoms van tussen 6 en 7% te aanvaar, maar sê die werkgewer het in die finale dokumente nie finansiële voordele ingesluit waaroor daar nog nie beding is nie. Die partye het vergader nadat die werkgewer die bemanningslede uit hul kantore gesluit het nadat 'n ooreenkoms nie bereik kon word nie.
Intussen sal FlySafair ook die KBVA nader vir ingryping om bemiddeling toe te laat. It is important for us to say to you that it is not us, that we are not on strike. The cabin crew members are not on strike. It is the company that has decided to lock out the workers. There are certain issues that still need to be deliberated or still need to be dealt with by the Department of Labor. And those include lunch hour sacrifice. They include things like your overtime, Sunday pay, injury on duty, pregnancy or maternity issues, leave and payments of whilst a member is on maternity leave. There is still a multi-year offer on the table, and we have approached the CCMA with an application for a Section 150, which is put in place by the CCMA to ensure that in matters of public interest, there is a swift resolution that is managed through mediation managed by them. The main issue on the table at the moment relates to remuneration. There have been some matters and interpretations of the Labour Act which the union and FlySafair have agreed to take to the Department of Labour together for interpretation to ensure that they are being applied legally. We obviously have differing views on the application of those matters. Kom ons kyk hoe die markte vertoon het. Verskeie Spaza winkels in Appington in die Noord-Kaap verkoop onwettig drank aan die publiek en in sommige gevalle selfs aan minderjariges. Alkoholmisbruik is 'n groot faktor in baie misdade in die benede Oranje rivierstreek, insluitend geslagsgebaseerde geweld, aanranding en moord. SAIK nuus se senior verslaggewer en videojoernalis Tapelo Gomchwane het van die winkels besoek en gevind hoe maklik dit is om drankies te koop. Hulle is op amper elke straathoek en verkoop daaglikse noodsaaklikhede aan inwoners. Dit het aan lig gekom dat baie van die winkels alkohol verkoop en met behulp van versteekte kamera het ons ondersoek gaan instel. En toe die confrontatie. Do you have a liquor license, sir? I don't have. Why are you selling alcohol? Selling alcohol to people and to kids. Why are you doing that? Why are you selling alcohol, sir? Why are you selling alcohol, sir? Do you just sell alcohol? Do you sell drugs as well? Why you have shop drugs? I don't have drugs. You just sell alcohol? Just shop. Stock. Not. I don't have alcohol. Alcohol also that time. You just sold alcohol to my cameraman. I have it on camera where you sold alcohol to him. Inwoners is bekommerd oor hoe maklik dit selfs vir kinders is om alkohol te bekom. Feitlik al hierdie taxes wat jy hier kry, verkoop drank oor. Hulle verkoop drank, die gemeenskap klaar. Die gemeenskap klaar sosiale media. Niemand van die gemeenskap toe van die plaaslike munisipaliteit nie. En dit is vir ons 'n groot probleem, want die drank word aan kinders en minderjariges ook verkoop word. Die David Kruiper munisipaliteit is bekommerd oor die aantal Spaza shops wat drank verkoop. Regulasies is onlangs gewysig om te verhoed dat alkoholiese produkte in Spaza winkels vertoon mag word. In hulle so ondersoek sal hulle die waarskuwing uitreik nadat hulle gevind het dat daar wel drank tentoongestel word of drank in vrieskaste gekry word wat dan verkoop word. So dan word die sodanige Spaza shop eienaar 7 dae kennis gegee om sy onwettige optrede reg te maak. Indien dit dan na 7 dae as die ouens weer terugkom by die perseel,
en hulle vind dat hy voortgaan met drankverkope, geens dan moet volgens die beleid moet ons dan nou 'n kennisgewing op hom dien om onmiddellik die tuckshop besigheid te staak. The police are conducting regular raids and compliance inspections in collaboration with other law enforcement agencies, including the local economic development office of the municipality and the Northern Cape Liquor Board. The accelerated Operation Chanela 2 activities are also conducted on a weekly basis, and the disruptive actions are sustained, giving attention to illegal liquor outlets. Non-compliant outlets are subsequently closed. Ten spyte van die klopjagte deur die polisie en die plaaslike munisipaliteit, sê inwoners dat Spaza winkels steeds alkohol verkoop. Dit in 'n gebied wat reeds sukkel met hoë getalle alkohol en dwelmmisbruik en ander verwante sosio-ekonomiese probleme. Ulrich Hendricks, SAK-nuus, Appington, Noord-Kaap. Die Protea vroue is terug in die land, bly by ons. Die nasionale vroue kriketspan is soos helde verwelkom by die OR Tambo internasionale lughawe in Kempton Park aan die Oosrand. Die Proteas het uitstekend vertoon deur die eindstryd van die vroue kriket wêreldbeker toernooi in Indië te haal waar hulle teen die gasheerland verloor het. Ondersteuners was reeds van vroeg af reg. Of course, it would be nice to win, but he did say that losing is the best teacher. So they got a teacher and they're going to do better next time. It's a miracle for me, and I'm super proud of him, especially Laura, because she's been working for us and made sure that we always win. So I want to say a big thank you to all of them. Hulle skoor daarna beloon toe die kaptein en afrigter aangekom het. We can never take for granted the support that the South Africans have shown us in the past 8 weeks, really. For us to come back to this welcoming is really a humbling experience. We're just happy that we made the country proud. Laura Wolfhard het verskeie prestasies behaal en is ook as die kaptein van die beste internasionale spelers elftal by die toernooi aangewys. At the end of the day, I'm just trying to win games with the team. It's nice things to get on the side, but yeah, I would trade them if we could win the final. But yeah, it just wasn't meant to be for us this year. Die departement van sport, kuns en kultuur het bekend gemaak dat die span 'n bonus van R1 miljoen sal ontvang. Harry Olivier, SAK-nuus. En dit is dan al vir vanaand. Tot môre aan. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Die weer is as volg. Vandag kan enkele buie verwag word in die noordoostelike dele van die land, strek in KwaZulu-Natal tot in die Ooskaap. 'n 60% kans vir reën kan ook verwag word in Noordwes, strek oor die grootste dele van die Vrystaat tot in dele van Gauteng. 'n fris tot sterk wind kan ook verwag word in die binneland asook aan die kus. As ons kyk na môre, 'n 60% kans vir reën kom voor in Limpopo, strek oor Mpumalanga en in die westelike dele van KwaZulu-Natal. Oggendmiskolle kom ook voor in die noordoostelike dele van die land, streek tot in die Ooskaap, asook in dele van die Weskaap en dit kan sig belemmer, so wees asseblief versigtig. Sterk wind kom ook voor langs die kus. Daar is weer wat uitgereik vir vanmôre en dit is verhewige donderbuie en dit kom voor Limpopo, streek tot in Mpumalanga, asook in KwaZulu-Natal. Winderige toestande kan ook verwag word in die Weskus. As ons kyk na môre, ons minimum, daar is ook 'n waarskuwing uit vir môre, verhewige donderbuie en dit strek van Limpopo, Mpumalanga, asook KwaZulu-Natal. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng 'n warme dag kan verwag word met verspreide buie wat voorkom en vereniging se minimum daar is 15 met 'n max van 27. Dan beweeg ons na Limpopo, gedeeltelik bewolkte toestande met verspreide buie wat voor kan kom. Bella se minimum daar is 14 met 'n max van 28, Messina te max van 30. In Mpumalanga verspreide buie kan verwag word, ander dit warm. Standerton se minimum is 12 met 'n max van 26.
Dan beweeg ons kuslangs na KwaZulu-Natal. 'n Koel dag kom voor. Pietermaritzburg het 'n minimum van 15 met 'n mas van 23. Anders kan verspreide buie verwag word. In die Oos-Kaap bewolkte toestande kan kom voor in die provinsie. Anders koel tot warm grawe net 'n minimum van 11 en 'n max van 30. Gebega se minimum is 15 met 'n max van 23. In die Wes-Kaap gedeeltelik tot bewolkte toestande kan verwag word. Die sonnige Bulverwes met 'n minimum van 13 en 'n max van 31. In die Noord-Kaap 'n mooi dag kom voor. Dit is ook warm. Kalvina het 'n minimum van 12 en 'n max van 31. Sutherland se maksimum is 29. In die binneland, in die Vrystaat, gedeeltelik tot bewolkte toestande met enkele buie wat voorkom in die noordoostelike dele van hierdie provinsie. Ander warm. Bloemfontein se minimum daar is 15 met 'n max van 30. Dan laastens Noordwes. 'n warme dag kom